ons verder gesels oor geestelike vernuwing. Ons het verlede week begin. En ons kyk bietjie vanuit 'n ander hoek na geestelike vernuwing. Ek glo dat geestelike vernuwing of 'n geestelike deurbraak nie net 'n emosionele belewenis is nie. Ouens, ek wil vir julle sê vandag, ek was al op baie kampe, konferensies, tentdienste bygewoon, waar ek gesien het hoe mense emosionele ervarings gehad het, maar daar was geen verandering in hulle lewens nie. Daar was geen transformasie nie. Die vrug na die tyd was nie 'n bewys dat God werklik met hulle ontmoet het nie. Daarom dink ek is geestelike vernuwing baie meer as net 'n emosionele ervaring. Ek sê nie ons mag nie 'n emosionele ervaring hê nie, maar die doel hoekom God ons aanraak deur sy gees is dat daar verandering sal kom in ons lewens. Nou vandag gaan ons voort en ons gaan kyk na 'n paar hindernisse wat geestelike vernuwing of 'n geestelike deurbraak verhoed. Ek dink voordat ons werklik 'n geestelike vernuwing kan hê, is dit belangrik dat ons die hindernisse sal afbreek wat tussen ons en God staan. Daai hindernisse wat verhinder dat ons daai deurbraak kan hê. En die vinnigste manier om 'n hindernis op te rig tussen jou en God, en dit bring my by die eerste punt, dis ons eerste hindernis, is sonde. Sonde in ons lewens. Sonde word nie meer regtig baie gepreek nie. Mense is bang om oor sonde te praat, maar ek dink dit is belangrik om van tyd tot tyd oor sonde te praat en dit op die naam te noem. As ek vandag miskien 'n voorbeeld kan gebruik van 'n geestelike leier, 'n koning, en dit is Saul, dan sal ons sien in Saul se lewe hoe sonde 'n muur opgerig het tussen hom en God. Ek weet, waarom was Saul nie 'n man na in God se hart nie, maar Dawid was? Hoekom was hy nie die koning wat Dawid was nie? Hy was gedeeltelik gehoorsaam aan God. Nie ten volle nie. Hy het die instruksie gekry by God om die Amalekiete te gaan uitwis. Almal van hulle. Niemand mag oorleef het nie. En Samuel het ook vir hom gesê, luister hier, Saul, onthou nou net, voor jy oorlog gaan maak, moet jy vir my wag, dat ons saam 'n offer bring aan die Here. Wat doen Saul? Hy's gehoorsaam om oorlog te gaan maak, maar hy wag nie vir Samuel om die offer te bring nie. En hy gaan maak toe oorlog en die Here gee die Amalekiete in hulle hand, maar hy verwoes nie almal nie, hy maak nie almal dood nie, hy spaar die koning en 'n paar mooi vet skape. So, hy was gedeeltelik gehoorsaam, nie ten volle nie. En hy het gedink, wel, as hy net 'n paar offers bring, dan kan hy God eer daarmee. Dis hoekom Samuel vir hom gesê het, nee, gehoorsaamheid is belangriker as offerande. Jy kan nie daai vetskape wat jy moes doodmaak, nou offer aan die Here en dink alles is okay nie. Dit werk nie so nie, So ons kan sien dat hierdie gedeeltelike gehoorsaamheid aan God van Saul was 'n hindernis in sy lewe. En dit was 'n ernstige saak. Kom ons lees daar in 1 Samuel 16 vers 14 wat gebeur het. Maar die gees van die Here het van Saul gewyk. Dis ernstig, ons mag die gees nooit van ons wyk nie. En 'n bose gees deur die Here gestuur het hom verskrik. Sy sonde het nie net afstand tussen hom en God gebring nie, maar daar was 'n bose gees wat hom aanhoudend begin tuister het. Dis wat sonde doen. 'n Hindernis vir jou geestelike groei. Kom ons kyk na Dawid. So, hoe het Dawid toegelaat dat sonde tydelik 'n hindernis was in sy lewe? Dawid se sonde met Batseba het veroorsaak dat daai intieme fellowship wat hy met God gehad het, verbreek was vir 'n tyd in sy lewe. In plaas daarvan dat Dawid gaan oorlog maak het, soos die ander konings gedoen het gedurende daardie seisoen, het hy ledig by die huis rondgelê. En wat het gebeur? Hy het geval vir die versoeking. Hy het oorspel gepleeg met Batseba. En nadat hy gesondig het, het hy vir maande dit probeer wegsteek. Psalm 32 vers 3, toe ek geswyg het,
het my gebeente uitgeteer in my gebrul die hele dag. Die man het gesuffer. Self-inflicted. Want u hand was dag en nag swaar op my. My murg het verander soos deur somergloed. Vers 5. My sonde het ek u bekend gemaak en my ongeregtigheid het ek nie bedek nie. Ek het gesê, ek wil aan die Here my oortredinge bely en u het die ongeregtigheid van my sonde vergewe. Ouens, Dawid was ver van God af. Sonde het 'n hindernis in sy lewe geword. Hy het stil gebly en hy het gevoel hoe sy bene letterlik uitgeteer raak in hom. In plaas daarvan dat hy na die Here toe gegaan het hy dit probeer wegsteek en 'n geheim gehuiwer toesmeer. En hy het geestelik 'n swaarmoedigheid oor hom gehad. Ek meen, daai skrif sê, u hand was dag en nag swaar op my. Maar daar was 'n uitkoms. Die herstel van hierdie geestelike swaarmoedigheid het gekom toe Dawid gekonfronteer was deur Nathan, nê? Die man van God. En toe het hy berou getoon. Hy het berou getoon en bely en later bietjie meer daaroor. Ons kyk bietjie na Salomo. So, wat was Salomo se struikelblok? Hy het so goed begin, man. Maar heidense vroue lei na heidense gode. En God het vir die volk gesê in die Ou Testament, julle mag nie meng met die heidense vrouens nie. Want God het geweet, hierdie vroue bring hulle heidense gode saam. En later het Salomo hierdie heidense gode toegelaat in die tempel of in sy huis. En stadig maar seker het hy hierdie muur, hierdie hindernis opgerig tussen hom en God. Jy sien, Salomo se hart was nie ten volle toegewy aan God nie. Nou, hy was nie in volskaalse rebellie nie, maar hy het verdeelde loyaliteite gehad. Salomo het gekompromeer. En kompromie is 'n gevaarlike ding. Kompromie is nie so onskuldig as wat ons dink nie. Want dis nie regtig rebellie nie, so groot rebellie teen God nie, en dit lyk redelik regverdigbaar. Maar ouens, op die ou einde lei dit ons ver van die Here af. Wees versigtig. En so het Salomo 'n hindernis opgerig in sy lewe. Samson. Oh man. Hierdie Samson het ongelukkig ver van die Here af geleef. Sy sonde was 'n struikelblok gewees. Hy het aanhoudend gekompromeer. Hy herinner my aan 'n Christen ateïs. Het julle geweet daar so iets? 'n Christen ateïs? Iemand wat glo in God, maar hy leef asof God nie bestaan nie. Dit is hoe Samson was. Asof God nie bestaan het nie, het hierdie man aangegaan, gedoen wat hy wil. En dit bring net afstand tussen 'n persoon en God. En op die ou einde van die dag lei dit na pyn, lyding, teleurstelling, verwoesting. En ek meen, dit het uitgespeel in Samson se lewe. Dis nie wat God wil hê nie. Wees versigtig. Ek meen, hierdie volgende vers is 'n resultaat van sy aanhoudende kompromie. Rigters 16 vers 20. Toe sê sy, dis nou Delila, die Filistyne is op jou, Samson. En toe hy uit sy slaap wakker word, sê hy, ek sal vry uitgaan soos die vorige kere en my losruk. Maar hy het nie geweet dat die Here vir hom gewyk het nie. Sien, Delila het aangehou by Samson, want die Filistyne het druk op haar geplaas. Sy was 'n Filistynse vrou ook gewees. Samson mag in elk geval nie met haar gemeng het nie. En hulle druk op haar geplaas en gesê, ons gaan jou familie doodmaak en jy moet uitvind waar Samson sy krag vandaan kry. En op die ou einde het Samson ingegee. Verkeerde invloed, nê? Op die ou einde het hy ingegee en hy het vir haar gesê, as jy my hare afsny, gaan ek my krag verloor. Jy sien, Samson mag nie sy hare gesny het nie, hy was 'n Nasareer.
Nasareer, daar was 3 dinge wat hulle nie mag gedoen het nie. Hulle mag nie aan dooie dinge gevat het nie, lyke of karkaste, hulle mag nie. Hulle mag nie hulle hare gesny het nie, en hulle mag nie alkohol gebruik het nie, glad nie. En Samson se krag het nie letterlik in sy hare gelê nie. Dit was maar net 'n uiterlike simbool dat hy 'n Nasareer was, dat sy lewe ten volle afgesonder was vir God. Dis 'n gelofte wat hy 'n lewenslange gelofte wat hy gemaak het, dat hy afgesonder is en aan God behoort en dat hy 'n Nasareer is. Sy krag het van God afgekom en toe hy hierdie gelofte verbreek, het hy dit alles verloor. Sien julle wat sonde doen? Stadig maar seker het hy weggedwaal. Samson is 'n bewys van iemand wat gewoond geraak het om ver van God af te leef. Iemand wie se sonde hulle verblind het. Ouens, hoekom is aanhoudende sonde so gevaarlik? Want dit affekteer ons geestelike sintuie, ons raak afgestomp. Ons gewete, die woord sê, raak gebrandmerk. Het jy al gewonder hoekom 'n skelm ou so lekker slaap in die aand? Jy lê wakker omdat jy so kwaad is vir hom en hy slaap lekker, sy gewete is gebrandmerk. Maar dis nie 'n goeie plek om te wees nie. Is 'n baie slegte plek om te wees. En dis wat sonde doen, aanhoudende sonde. En dis wat met Samson gebeur het. En geestelike blindheid het ingeskop. So kom ons vat gou saam. Sonde verswak jou intimiteit met God. En dis gewoonlik 'n stadige proses in die verkeerde rigting. Dit gebeur nie oornag nie. Is verkeerde tree in 'n verkeerde rigting en as jy jou oë oopmaak op die ou en is jy so ver weg. Daar's so groot hindernis tussen jou en God dat jy verlore voel. Wees versigtig. As gevolg van Dawid se ledigheid in sy lewe, het hy in sonde verval en mure het tussen hom en God ontstaan. As gevolg van Saul se gedeeltelike gehoorsaamheid, het hy mure gebou tussen hom en God. Salomo het geleidelik weggedryf van God af. Hy het so goed begin, man. Maar lees net bietjie Prediker, dan sal julle agterkom hoe ver het Salomo weggedwaal. En op jou ene was dit 'n muur tussen hom en God. En nou Samson ook. Sy aanhoudende oortreding het mure tussen hom en God gebou. John Owen het gesê, "Be killing sin or sin will be killing you." Wees versigtig. So waarom ontvang sommige mense nooit geestelike vernuwing nie? Ek dink mense hinker te veel na die gevoel van vernuwing, maar hulle maak nie klaar met sonde nie. Hulle maak nie klaar met sonde nie. Onopgeloste sonde bly onopgelos as ons dit nie na God toe neem en vra vir vergifnis nie. Maar daar's 'n uitweg na geestelike vernuwing. Daar is 'n uitweg. En Dawid gee ons 'n duidelike beeld van dit. Dit is so mooi, ouens, hoe hy na God toe gedraai het, hoe hy berou gehad het oor sy sonde. En nou hoe hy hierdie muur tussen hom en God afgebreek het. Kom ons lees gou daar in Psalm 51 vers 1. Vir die musiekleier, 'n Psalm van Dawid. Hy het 'n lied geskryf oor sy belydenis. Sy dit so mooi, nee. Hy het die musiekleier geroep. Onthou Dawid het baie top musikante gehad, musiekleiers in sy groot orkes. En hy het baie keer woorde geskryf en hy het gesê, hierso is woorde, skryf 'n lied. Of hy het self die lied geskryf en hy sê, ek wil hê die orkes moet hierdie lied leer en sing. So hy gee hierdie woorde vir die musiekleier. Toe die profeet Nathan hom gekom het, nadat hy by Batseba ingegaan het, hier kom dit, vers 3, wees my genadig, o God, na u goedertierenheid, delg my oortredinge uit, na die grootheid van u barmhartigheid. Dawid het besef, hy verdien nie God se barmhartigheid nie. He doesn't deserve God's mercy. Maar tog het God hom vergewe en hy sê, Here, verwyder, delg my oortredinge uit na die grootheid van u barmhartigheid. Was my heeltemal van my ongeregtigheid en reinig my van my sonde. Want ek ken my oortredinge en my sonde is altyd deur voor my. Teen u alleen het ek gesondig. Luister mooi, hoe bely hy? Hy sê, Here, hierdie ding
wat ek gedoen het. Ek het teen U gesondig en gedoen wat verkeerd is in U oë, sodat U regverdig kan wees as U spreek, rein as U gerig hou. Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore en in sonde het my moeder my ontvang. Kyk, U het 'n welgevalle aan waarheid in die binneste en in die verborgeninge maak U aan my wysheid bekend. Ontsondig my met hyssop, dat ek kan rein wees, was my, dat ek witter kan wees as sneeu. Weet julle wat is hyssop? Hyssop is 'n plant. Is 'n plant wat gebruik was vir in reinigingsseremonies. Dit het medisinale waarde gehad. So wanneer priester gereinig moes word of 'n persoon, het die priester 'n hyssop-plant gevat, 'n tak gevat, dit in water gedruk en dit besprinkel oor die persoon wat gereinig moes word. Hulle het ook dit in bloed gedruk en op die altaar gesprinkel. Het julle geweet hulle het 'n hyssop-plant gevat toe die Israeliete in Egipte was om die bloed aan die deurkusyn te smeer. Moes hulle hyssop-plant gebruik. Toe Jesus aan die kruis hang, het hulle 'n spons of 'n stuk lap met asyn aan 'n hyssoptak gedruk, aan die punt van 'n hyssoptak en dit vir hom gegee. So hyssop verteenwoordig geestelike reiniging van sonde. En hy sê, Here, ontsondig my met hyssop. Verberg, vers 11, verberg U aangesig vir my sondes en delg uit al my ongeregtighede. Skep vir my 'n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my 'n vaste gees. Verwerp my nie van U aangesig nie en neem U Heilige Gees nie van my weg nie. Dawid het besef hoe belangrik die Heilige Gees in sy lewe was. Onthou, in die Ou Testament was die Heilige Gees nog nie uitgestort nie. Maar die Heilige Gees het met tye oor geestelike leiers en profete gekom om God se plan deur te voer, om dinge te doen. En Dawid het besef, ek kan nie koning wees van Israel sonder die Heilige Gees, wat in en deur my werk, of wat oor my kom met tye nie. En hy sê, Here, verwerp my nie van U aangesig nie, en neem U Heilige Gees nie van my weg nie. Gee my weer die vreugde van die heil, en ondersteun my deur 'n gewillige gees. Ek wil die oortreders U weer leer, dat die sondaars hulle tot U kan bekeer. Red my van bloedskuld, o God. Wat is daai bloedskuld? Onthou, Dawid het Uria laat doodmaak, Batseba se man. Hy het gesê, sit hom heel voor, in die voorste linies. En Dawid het geweet, as hy heel voor is, gaan hy een van die eerste ouens wees wat doodgemaak gaan word. Hy het onskuldige bloed laat vergeld. Dis hoe ver weg hy was, né? En hy sê, Here, red my van bloedskuld, o God. God van my heil, laat my tong U geregtigheid uitjubel. Here, open my lippe, dat my mond U lof kan verkondig. So ouens, daar is bevryding en vergifnis vir jou. Daar is 'n geleentheid vir jou om die hindernisse tussen jou en God af te breek, want God wil hê jy moet geestelik vernuwe word en groei. Om geestelike deurbraak te hê, ouens, moet ons hierdie hindernisse afbreek. Bekeer jou opreg, wees opreg wanneer jy dit doen. Nie so Saul nie, wat sê, ag, okay, ek is jammer, Samuel. Ek is jammer dat ek dit gedoen het, so vereer my nou weer voor die manne, en kom ons offer maar hierdie ou paar skapies vir die Here. Nee, dit moet opreg wees, bekeer jou aanhoudend. Ek meen, julle almal besef, en elkeen van julle wat op julle geloofsreis is, weet, elke nou en dan is daar iets in jou lewe waarvan jy jou moet bekeer. Al is jy kind van God, ons is wedergebore en ons verlos, toe ons lewens vir die Here gegee het, maar aanhoudend is daar dinge in ons lewens, wat die Heilige Gees kom en hy oortuig ons van hierdie ding, en hy sê, Flip, daai ding in jou lewe, jy moet dit af lê. Wat ons rug draai op dit, en ons bekeer ons van dit, en ons stap weg, aanhoudend, en doen dit ten volle, maak klaar met sonde, want dit is 'n hindernis, dit staan tussen jou en 'n geestelike deurbraak. Hier's nog 'n hindernis, verkeerde invloede. Slegte invloed trek jou weg van God se wil en plan. Slegte invloede, ouens, trek jou weg van God se plan.
Ag maar pastorie, ek is so lief vir hierdie ouetjie. Ek weet hy's nou nie 'n Christen nie, maar ek weet ek gaan vir hom bid en ek gaan hom vertel van Jesus en dan gaan hy tot bekering kom. Werk nie so nie. Die Bybel waarsku dat slegte invloede gaan jou wegtrek, ek gaan dit vir julle wys. Spreuke 13 vers 20. Gaan met die wyse om, dan word jy wys. Maar hy wat met die dwaase verkeer, versleg. 1 Korintiërs 15:33 in the English Standard Version. Do not be deceived. Bad company ruins good morals. Jy gaan nie sterk genoeg wees nie. Kyk vir Salomo. Salomo het so goed begin, maar stadig maar seker het sy waardes verswak. En hier's eene vir die jong mense. Baie bekende verse. 'n belangrike beginsel, ouens. Hier's 'n belangrike beginsel. Psalm 1 vers 1. Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie. Maar sy behaag is in die wet van die Here en hy oordink sy wet dag en nag. En hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie, en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. Wat 'n wonderlike belofte is dit nie, maar daar's 'n voorwaarde. Moenie wandel in die raad van die goddelose nie. Sien julle die proses? Eers stap ons so nou en dan saam die verkeerde groep mense. En dan, wat gebeur dan? Dan begin ons by hulle te staan. Nog 'n bietjie langer tyd spandeer ons met hulle, né? En dan later gaan sit ons in daai kring. Dan raak ons deel van die groep. Maar wees versigtig, ouens. Dit lei jou weg van die waarheid af. Wat Dawid sê, vind jou behaag in die skrifte, in die woord. Spandeer jou tyd eerder aan dit. Vertrou die Here vir die regte vriende in jou lewe, wat ook lief is vir die skrifte, lief is vir die woord. Kan ek dit gou in Engels ook lees vir julle? Dit is so mooi so, NIV. Blessed is the one who does not walk in step with the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers, but whose delight is in the law of the Lord, that's the word, and who meditates on his law day and night. That person is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever they do prospers. 'n Mooi belofte, né? Goed, kom ons gaan verder. Hier is ons derde hindernis. Toksiese leerstellings, dwaalleringe. Dwaalleringe. Ouens, vermy dwaalleringe. Veral van ouens op YouTube en Facebook, wat net kliks soek, wat praat oor kontroversiële onderwerpe, wat so graag wil hê dat jy op hulle link moet klik of op hulle video moet kyk. Want hulle sê net vir jou wat jy wil hoor. Hierdie leerstellings is 'n verdraaiing van die woord. Dit vat ons weg van Christelike ware, woordgefundeerde Christelike leerstellings. En dit bevorder boodskappe van selfverwesenliking, selfontwikkeling. Dit gaan net oor jou, hoe jou lewe beter, ryker, gemakliker kan wees. Dis alwaaroor dit gaan. Dit word prioriteit. Ek sê nie God wil hê dit moet altyd sleg gaan met jou nie. Maar as die eie ek belangriker word as die Bybelse waarheid, dan raak dit gevaarlik oor wat God se wil werklik is. Daarvoor moet ons versigtig wees. Leerstellings soos voorspoed evangelie, beneficial gospel, waar hulle vir jou sê God se wil is dat jy altyd gesond moet wees of ryk moet wees. Dis altyd daai twee, nê. Ryk en gesond, dis God se wil. Hulle beweer verkeerdelik dat dit altyd God se wil is dat Christene moet baie ryk wees en gesond moet wees. Die fokus word verskuif dan van geestelike verlossing na materiële wins. Dis alwaaroor dit gaan. En dan kom hulle by 'n plek wat hulle sê, my geloof
eis van God af, dat ek daai nuwe strandhuis moet kry. Daai nuwe kar moet kry. En as my geloof 'n sekere plek bereik, dan kan God nie anders nie, dan moet hy dit vir my doen. En dit maak nou nie saak of dit sy wil is of nie. My geloof beheer God. Ouens, God is soewerein. En hy gaan laat sy wil geskied in jou lewe. Veral wanneer dit kom by jou gebeure. So wees versigtig vir valse leerstellings. Ons plaas ons geloof in God en vertrou hom vir die regte uitkoms in elke situasie. Here, laat u wil geskied. Die volgende leerstelling is die volg jou hart leerstelling of selfaanbidding. Jy moet net jou hart volg, glo in jouself, wees getrou aan jouself. Nou, dis nie heeltemal verkeerd nie, maar ons moet versigtig wees, want die Bybel waarsku daar in Jeremia 17 vers 9, sê die woord, wees versigtig, want die hart is bedrieglik bo alle dinge. Die hart is bedrieglik bo alle dinge. Jesus sê, verloon jouself, neem jou kruis op elke dag en volg my. Kruisig die eie ek. En volg my. Dit moet eerder aangemoedig word. Nog 'n vals lering is ek gaan dit nou in Engels sê, die hyper grace movement. En dit is so jammer, want hulle verkondig die evangelie, wat nie heeltemal in lyn is met die woord nie. Want hulle sê dat, onthou, ons is deur die geloof uit genade is ons gered. En daarom kan ons maar net aangaan en doen wat ons wil. En ons hoef nie bekommerd te wees oor die gevolge nie, want ons is uit genade gered. En dis 'n gevaarlike evangelie. Ouens, sonde het gevolge. God het Dawid vergewe vir dit wat hy gedoen het. Maar laat ek vir jou sê, die gevolge van sy verkeerde dade het uitgespeel in sy lewe. Gaan lees maar wat gebeur het daarna. Wees versigtig, sonde het gevolge. En ons kan nie net sê, maar as gevolg van God se genade kan ek net doen wat ek wil nie. Onthou, genade is nie 'n vangnet nie. Genade is die krag van God, wat jy nie verdien nie, om sonde te oorkom in jou lewe. Because where sin abounds, grace abounds more. It's the power of God to set you free from that sin. To help you to overcome that sin. So wees versigtig. Moenie die konsep verdraai dat genade immorele gedrag toelaat nie. Dis direk in stryd met wat die Bybel verkondig. Die woord sê streef na heiligheid. Wees heilig, want ek is heilig. Wees versigtig vir die leerstelling wat sê dat ons kan dinge skep in ons lewe deur ons woorde. Kom veral voor by die word of faith beweging, nê. Waar daar gesê word, onthou, daar's krag in jou woorde. Jou woorde het skepende krag. As jy dit aanhoudend en lank genoeg bely, dan gaan God doen wat jy wil hê. Ouens, jou woorde het nie skepende krag nie. En moenie die skrif, moenie dink die skrif wat sê in Spreuke dat dood en lewe is die mag van die tong, is 'n skrif wat goedkeuring gee, wat vir jou sê dat enige iets wat ek bely, dit gaan ek kry nie. Dis nie die konteks nie. Woorde het krag. Natuurlik het woorde krag. As die regter vir jou sê, meneer, jy word nou tot die dood veroordeel, daar's krag in daai woorde. Of as 'n president sê, ons gaan nou oorlog maak, daar's krag in daai woorde. Natuurlik, dit dra krag. Maar ons, moenie dink, as jy in oor bely, dat die Here vir jou daai strandhuis gaan gee, dat daar 'n tyd gaan kom, wat daai woorde van jou geloof gebou het, en dan draai jy God se arm, dan moet hy jou strandhuis vir jou gee. Dit is 'n valse lering. En God, toe hy gespreek het met die skepping en geskep het hy nie geloof gebruik nie. Come on man, God het nie geloof nodig om enigiets te doen nie. Hy is die bron van ons geloof, definitief. Ons plaas ons geloof in hom. Daar's nie iemand groter as God in wie hy sy geloof moet plaas nie. Hy is God. As hy praat, gebeur dit. En dis hoekom toe hy gepraat het in die begin en gesê het, laat daar lig wees, was daar lig, want hy is God. So, ons moet nie die skrifte verdraai nie, wees versigtig vir dit.
Plaas jou geloof in God, nie in jou belydenis of in jou geloof nie. Plaas jou geloof in God. Wettisisme en reëls, allerhande leringe wat verkondig word dat jy moet hierdie ding doen en daai reëls en regulasies en hierdie fees hou, want anders is jy nie goed genoeg nie. Anders is jou saligheid nie goed genoeg nie. Jy het Jesus plus daai dinge nodig. Dis nie Bybels nie. Wees versigtig vir daai leerstelling. Wees versigtig vir mistisisme. Ons sien dit baie in hoofstroom kerke vandag. Ek dink nie hulle besef dit, hoe hulle dit toegelaat het in die kerk nie. New Age, mistisisme. Ek het gehoor van gelowiges wat gaan lê op grafte van geestelike leiers wat al dood is en hulle noem dit gravesacking, want ons gaan daai salwing kry van daai ou wat dood is. Dis mistisisme. Of ouens wat gedurig besoeke het van engele. Hulle noem al hulle engele op hulle naam. Dis niks anders as mistisisme nie, ouens. Wees versigtig, want dit gebeur dat daar 'n oormatige fokus geplaas word op wonders en tekens, op die bonatuurlike. Bo die evangelie. Wonders en tekens sal volg, maar soek eers die koninkryk van God. Bly weg van daai leerstellings en dan ook 'n leerstelling wat verkondig word deur 'n man wat gebukkend gaan onder die man van God syndroom. En hy mense in sy kerk manipuleer deur vrees en hulle intimideer en mislei en vir hulle sê ek is die man van God. I'm the anointed man of God. Jy is hier om my te dien. Onthou dit. En my alleen. As jy sê jy is hier om Jesus te dien, is jy uit. Jy moet hier wees om die man van God te dien. Alles wat hy sê is wet, alles wat hy sê is direk van God af, en hierdie ouens oefen beheer uit op 'n ongesonde manier. Hulle plaas mense onder vrees, mense so bang om iets te sê of weg te beweeg, en die gevaar van dit is, hulle isoleer mense baie keer van hulle families af weg. Sê, maar families wat regtig omgee, wat ook gelowiges is, en hulle sê vir hulle, nee, jy moet afskeid neem van hulle, en jouself afsny van hierdie mense af, hulle glo nie soos ons glo nie. Wees versigtig vir daardie toksiese leerstellings, dis 'n hindernis. So, hoe onderskei ons dan valse leerstellings? Ons vergelyk dit met die woord, ondersoek die skrifte vir jouself, binne konteks, baie belangrik. Moenie net enige ou se interpretasie glo, wat jy hoor op YouTube, of wat iemand vir jou aanstuur op Facebook nie, of op een of ander platform. Meer dit aan die woord, fokus op Jesus, ware Bybelse leerstellings, fokus op die evangelie van geregtigheid en verlossing deur Jesus Christus, nie op selfsugtige leerstellings nie. En dan, ouens, moenie bang wees om die bron te ondersoek nie. As jy 'n boek lees, wat jy voel hier en daar, nie in lyn is met die woord nie, gaan kyk na die bronne. Waar kry die persoon die bronne? Hierdie ding wat die persoon geskryf het oor die internet, of wat hulle verkondig op YouTube, waar kry hulle bronne? En jy mag die ou ondersoek, en sien of die ou vrug dra. Waar kom hierdie ou vandaan? Is daar vrug in sy lewe? Baie belangrik, moenie bang wees om dit te doen nie. En wees versigtig vir 'n ou wat vir jou sê, die Here het my 'n geheim gewys, 'n geheim uit die woord uit. Hierdie skrif, wat jy hier lees uit die woord uit. Die Heilige Gees het vir my iets gewys uit hierdie skrif uit. Moenie met jou kop dink, jy dink met jou hart. Dis wat die Gees vir my gewys het uit hierdie skrif. Wees versigtig. Baie keer verdraai die ouens hierdie skrifte, en hulle sê vir jou, dis wat die Heilige Gees vir my gewys het, en dan is dit heeltemal buite konteks uit. Wees versigtig vir dit, ouens. Daar's maniere om die woord binne konteks te lees en te interpreteer, wat ons help, dis hulpmiddels. Dis hulpmiddels. Toe die ouens, die auteurs van die Bybel, die skrifte neergeskryf het, was hulle reeds geïnspireer deur die Heilige Gees. En daar was 'n sekere persoon wat dit geskryf het in 'n sekere tyd, aan 'n sekere groep mense, vir 'n spesifieke rede. Daar's 'n tema in die vers. Ondersoek daai dinge. Moenie net ouens glo wat sê, die Gees het my 'n ander iets gewys, wat buite konteks het uit die skrif uit nie. Dan, ek's amper klaar, onkunde. Hosea 4 vers 6, my volk gaan teen gronde, weens 'n gebrek aan kennis.
Omdat jy die kennis verwerp het, sal ek jou verwerp, sodat jy vir my die priesterampt nie sal bedien nie. Omdat jy die wet van jou God vergeet het, sal ek ook jou kinders vergeet. Wat is hierdie kennis? Die kennis van die woord. Christene lees nie meer die Bybel nie. Ons mag boeke lees en dis fyn, maar moenie vergeet om die Bybel ook te lees nie en die skrifte te lees nie. En as jy 'n gebrek het aan woordkennis, ouens, gaan jy maklik mislei word. En wanneer jy die skrifte begin lees, ouens, gaan jy God se karakter ontdek in die skrif. Dan gaan jy sien ons dien 'n God wat getrou is, wat konsekwent is, wat regverdig is, wat liefdevol is, wat genadig is. En hoe beter ons hom leer ken, hoe beter kan ons hom loof. En hoe liewer kan ons wees vir hom. Ouens, God wil jou vandag geestelik vernuwe. So, lê hierdie hindernisse neer in jou lewe. Lê dit af vanoggend. Sê Here, ek breek hierdie mure vandag af. God het jou nie hierheen gebring vandag om jou te veroordeel nie. Maar het jou hierheen gebring om jou terug te roep. Die Bybel sê nader tot God en hy sal tot jou nader. Dalk voel jy soos Dawid, ver van God af. Dalk so Samson, het gewoond geraak om te leef sonder God se teenwoordigheid in jou lewe. Miskien so Saul, het jy ywerig begin, maar jy het aanhoudend gekompromeer en jy het weggedwaal. Dis tyd vir jou vir 'n geestelike deurbraak en vernuwing in jou lewe. En weet julle wat so mooi? God sê in Psalm 51 deur sy woord vir ons, 'n gebroke en verslae hart sal U, o God, nie verag nie. Is dit nie mooi nie? 'n nederige hart is 'n hart wat gereed is vir 'n geestelike deurbraak. Verootmoedig jouself voor die Here. En as jy vandag wil terugkom en die mure wil afbreek en wil toelaat dat God jou vandag ook geestelik vernuwe, ouens, wil ek jou uitnooi om vandag ook 'n stap van geloof te neem. Sê Here, vernuwe my geestelik. Ek het 'n geestelike deurbraak nodig. Ek staan voor U, ek bely, ek bekeer, Here. As jy sonde toegelaat het in jou lewe. Miskien het jou ore uitgeleen vir dwaalleringe. Dalk besef jy daar's onkunde in jou lewe, wat dit ook al mag wees, wat jou verhinder om geestelik te groei. Wil ek jou uitnooi vandag, kom ons lê dit neer voor die Here. So kom ons sluit die oë en ons bid saam. Vader, in Jesus naam, dank ek U, Here, dat U gereed is altyd om ons 'n geestelike deurbraak te gee. En vandag staan U, Here, ook gereed, net soos ons voor U staan U gereed om ons geestelik te vernuwe en 'n geestelike deurbraak te gee. En Here, vanoggend bely ons as daar sonde is wat 'n hindernis geword het. Ons bely voor U, Here. Ons lê dit neer voor U voete. Ons breek daai muur af. Here, as ons ore uitgeleen het vir dwaalleringe, lê ons dit neer. En vandag, Here, neem ons 'n besluit. Help ons, Here, dat ons werklik waar U skrifte sal begin ondersoek, Here. Ons is moeg vir hierdie onkunde. Die vyand het ons lank genoeg mislei. En ons lê dit neer vandag voor U, Here. Bevry ons, vernuwe ons geestelik. Gee ons 'n deurbraak vandag, Here. Ons dankie, Here. Ons gee oor ten volle vandag aan U. Dankie, Vader. Ons eer U, ons loof U. Ons vat dit vandag in Jesus naam. Amen. Amen. Loof die Here.